stencil worksie. Goed, ek het baie navraag gekry oor die touballe wat ek maak. So ek gaan 'n vinnige video doen wat dan gaan wys. Goed, wat ek nou gaan probeer, die eerste een het ek 'n strandbal gevat wat nou maklik afgeblaas het, maar ek het besluit om 'n kleiner bal te vat. So ek het sommer 'n Crazy Store bal gevat en dan het ek sommer 'n trechter bo gesit, want jy wil 'n gat hê waar jy jou hand kan insteek om as jy hom 'n lig wil maak of so aan. As jy net 'n plain bal wil hê, dan moet jy iets vat wat soos 'n ballon en dit wat jy kan stik en steek en uittrek. Alrede hoekom ek nie van 'n ballon hou nie, is 'n ballon is nie rond nie, so jy gaan nie 'n ronde bal kry soos wat ek gekry het nie. Wat ek wel gedoen het met die een wat ek die strandbal gedoen het, ek moes onder hom oopsny om die bal uit te haal. So, okay, dan om te begin is eintlik baie maklik. Soos julle sien, ek het nou gesê, ek het die trechter geplak en dan het ek klaar met glad wrap dit nou die bal toegemaak. En nou, al wat ons nou moet doen is die mengsel. Nou dit is basies houtgom en water. Daar's nie rarig 'n resep aan nie. Ek het sal vir julle wys. Maak maar genoeg aan, want anders gaan jy weer moet aanmaak terwyl jy besig is. So ek het die gom ingesit. Dan gooi ek gooi nie baie water nie. Jy kan dit 50-50 maak. Dit hang af, ek hou daarvan dat daar meer gom as water is. So jy gooi net 'n bietjie water in. En dan meng jy dit. Ja, en dis die rede hoekom ek handskoene aan het, want anders gaan jou hande vol gom wees en jy gaan nog vanaand sit en aftrek. Goed, jy sal sien dit is 'n redelike slagte. Nou wat jy doen is vat jou tou, ek kan nou net kyk waar is sy beginpunt. Okay, en dan wat jy doen is jy vat die hele bol tou, want ek weet maar ek gaan baie gebruik, ek wil hom redelik dig hê, dan begin jy hom net rol en vat maar jou hande en smeer dit in. Dan hierdie beginpunt druk ek ook net in, laat hy ook vol tou, laat die tou vol gom kan raak. Dit is maar 'n redelike gemors nou ja. Dan begin jy basies net wat lekker is van die trechter maak vir jou basies 'n plek waar jy hom kan stop. So jy hoef nie vreeslik te sukkel oor waar jou hoe jy hom gaan begin nie. Ja, en dan maak net seker dat jou plastiek jou bal heeltemal toemaak, want anders gaan jy sukkel. Okay julle, ek het hom redelik gerap nou soos wat ek dink. Kyk, jy kan nou hom nog digter vat. Ek weet dit lyk nou 'n groot gemors. Maar wat ek nou wil doen is, omdat ek nie die hele roltou gaan gebruik nie, gaan ek nou om afsny tot daar en dan maak net seker jou punt van jou tou het nog genoeg gom aan en dan gaan ons hom nou net afeindig. Okay, dan draai ek hom nou net. Ek sal nou weer hier aan die bokant laat hy daar afeindig. En dan ja, as jy nou hier kom, dan druk jy hom nou maar net in en maak seker daar's genoeg gom, maar hy gaan kliphard droog word. En dan maak jy nou net seker hy's mooi aan die onderkant lekker stewig, want dit is waar jou hand gaan eventually inkom, so druk hom af, laat die gom uitkom, en soos ek sê, maak seker daai punt van jou.
Goed, jy kan die punt onder ander toue indruk as jy wil. Ek het hom net bo gesit en net gesorg dat ek hom smeer. En ja, nou sit 24 uur wat hy moet staan om droog te word, voor ons die bal kan afblaas en hom kan, die bal kan uithaal. Net die ding is, ek weet dit lyk onnet, wat jy nou wel kan doen is om tussenin die gomme bietjie uit te haal en skoon te maak, maar dis ook nie nodig nie, jy kan na die tyd gaan en dit aftrek. Goed, so ek sal vir julle wys sodra hy dan nou klaar droog is. Haai julle, die bal het nou 48 uur gestaan, ek het hom bietjie langer gelos omdat dit bietjie bewolk en reënerig was hierso. Maar voor ek aangaan met hom wil ek gou vir julle wys. Ek het al 2 gemaak. Ek het hierdie een met die wit tou gemaak, dis ook 1 mm katoen tou, wat hulle noem butchers rope. So hierdie ene het ek op 'n bal gedoen, maar ek het nie iets bo gesit wat hom keer nie. So dis nie netjies nie en hy is nie heeltemal rond nie, maar dis handgemaak, so ek worry nie eintlik nie. Dan die ander ene moes ek 'n gat sny om die bal uit te haal, want dit was my eerste een, ek het nie 'n klou gehad dat jy eintlik plek moet los vir die ding om uit te kom nie. So ja, en dan ek het sommer hierdie fairy lights deur hom getrek, sodat hy kan dien as 'n decor item. Goed, dan om terug te kom nou by hierdie ene, hierdie het ek losgemaak, dit kom nou net basies uitgewikkel, en ja, dan, al wat jy gaan nodig hê, as jy 'n bal gebruik, ballon bars jy net, strandbal kan jy net druk, dit vat 'n bietjie langer, maar wat jy hier nodig het is as jy 'n fietspomp het, dan gebruik jy hierdie om balle mee op te pomp. So, jy kry hulle in 3 te koop, maar ja, dan al wat jy doen, is jy vat hom en jy druk hom in die gaatjie, tot jy hoor hy begin afblaas. Dan begin jy hom nou net afblaas. Ek druk maar my hand gewoonlik ook in. Ek probeer nou net om nie die ding dood te druk nie. Dan kan jy nou my bakkie wegvat. Druk hom maar net, laat ek hom net kleiner kry, sodat ek hom deur die gat kan laat uitkom. Ok, dan begin jy nou net kyk. Jy moet hom maar die hele tyd net kyk of hy kan uitkom. En daar is hy uit. Nou het jy nog van die glad wrap wat jy nou moet uittrek. Dan moet jy nou maar net oral kyk waar jou glad wrap was, en jy sal sien daar is nog van die gom wat in die dele sit. Ek sit voor die TV en ek maak dit skoon. En ja, jy kan 'n emery board of enige iets vat en hom aan die binnekant skuur. En ja, dis hoe jy dit dan nou doen en skoon maak. Dan jy moet net seker maak dat jy al die glad wrap afkry. Is altyd makliker om te kyk binnekant. En dan sal julle sien, hier is die van die gom nog baie wit, so hy is nog nie hier eers heeltemal, as ek hier vat, is dit nog nat. So, dan moet jy hom maar net verder los, jy kan hom nou, soos ek sê, nou sit maar soos net skoon maak, maar hierdie was nou maar net 'n vinnige video, om vir julle te wys hoe maklik dit eintlik is om hierdie balle te maak. En kyk, jy kan dit met een manier wat mense vir my gesê het, jy dit ook kan doen, is deur vaseline te smeer. Ek gaan daai een ook nog probeer en dan sal ek vir julle sê of dit beter werk. Want al wat vir my bietjie
irriterend is om nou in te gaan en al hierdie, kan ek amper sê, die gomdele wat nou lyk soos steinglaasd vensters uithaal. Maar ja, hierdie ene waar ek, dis half asof wanneer jy hom nie so dig omdraai nie, is dit half vir my minder asof jy van die tussendele het. Maar ja, dan sit nou net skoonmaak en dan sal ek vir julle in 'n post wys hoe lyk as hy heeltemal skoon is. Lekker dag julle, bye bye!